Filippense 2. Ons gaan lees van vers 5 af tot by vers 11. Dit is 'n redelike bekende stukkie. En ons fokus gaan hoofsaaklik vers 6 en 7 wees, en dan vinnig ook vers 8. Dan kyk ons ook na wat ons bely in Sondag 14 van die katekismus. As julle daar ook wil oopmaak. Eers Filippense 2 van vers 5 af. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Net tot daar, dan, soos ek gesê het, ons gaan fokus op vers 6 en 7. Kom ons lees net eers wat ons bely in Sondag 14. Ons is nog steeds in die 12 artikels besig by wie Jesus is. En dan vraag 35, wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, in alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. En dan vraag 36, watter nut verkry hy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hy ons middelaar is, en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde, waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. Dis dan die leer waarby ons vanaand stil staan. So, ek gaan net weer lees daai vers 6 en 7. Jesus wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Ons kom nou by 'n baie belangrike lering, dogma, leerstelling. Dis nogal die kern van ons geloof. Die Seun van God het mens geword uit 'n maagd. Dis so kern van ons geloof, basis van ons geloof, dat dis deel van die 12 artikels. Dis van die vroeë kerk af bely. Dis nie eers bybely eers van die katekismus wat geskryf is of in die reformatie nie. Hier is van die begin af. Dis deel van die universele belydenis van die kerk. Jesus is uit 'n maagd gebore. Hoekom? Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is die maagdelike geboorte so krities om te bely? En as ons begin kyk in die wêreld, waar begin liberalisme sy kop uitsteek, dan is dit een van die plekke wat val. Die maagdelike geboorte. En ons gaan sê, nee, die skrif sê, Jesus is uit 'n maagd gebore. Maar hoekom is dit so belangrike dogma? Kon die drie eenheid
nie net die verlosser stuur gewoon uit 'n man en 'n vrou nie. Dat hier is die babatjie wat gebore word en hy is die verlosser. Hoekom maagdelik? Hierdie werk van die Gees. So ons het nou gesien, daar in Sondag 5 en 6, die verlosser middelaar moet 100% God en 100% mens wees om die straf te dra wat die mens moes kry, deur die krag van sy godheid die straf te dra en die dood te oorwin en ons geregtigheid vir ons terug te gee. So hy moet regtig God wees en hy moet regtig mens wees. Maar by hierdie lering by Sondag 14 fokus hierdie Sondag nou op hoe dit gebeur het dat hy mens geword het. En dan spesifiek sondelose mens. Hoe het hy mens geword en 'n sondelose mens? Dis alleen deur die maagdelike geboorte deur die werking van die Heilige Gees. Dis baie belangrik en ook baie prakties. En wanneer ons praat van Jesus se menswording, dan is dis nooit die bedoeling dat hy van God verander het in 'n mens in nie. Dat hy as persoon ontstaan het ook eers met sy ontvangenis nie. Dat hy eintlik nie was voordat hy gebore is nie. Hy was en is en bly God. Hy het mensheid aangeneem. In Engels praat hulle van sy incarnation. En daai woordjie incarnation en die Afrikaans daarvoor menswording of mensheid aanneem, impliseer hy was voor daardie gebeurtenis. Anders kan jy nie praat van menswording of incarnation nie. Hy was voor daardie gebeurtenis. Hy, die tweede persoon van die drie-eenheid, het mensheid aangeneem. Hy het vlees geword. Soos Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Daai was sê, in die begin was die woord besig om God te wees. En daar is 'n konstruksie wat sê, dit was sy natuur. In die begin was die woord besig om 'n natuur te hê van goddelikheid. Hy was God. En dan net 'n paar verse aan, en die woord, dieselfde woord, het vlees geword en onder ons gewoon. So hy wat vlees geword het, was van ewigheid af. Toe die begin aangebreek het, was hy reeds besig om te wees, en daarom baie duidelik God self. En as hier in Filippense 2 dieselfde. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Daardie woordjie gestalte is die woordjie morphe. Beteken vorm, morf. Nou, die Jehovah-getuies gaan baie vinnig spring en sê, hy was goddelik in 'n goddelike vorm, en toe word hy mens, maar hy was nie regtig God nie. Maar as ons skrif met skrif vergelyk, dan sien ons hierdie woordjie het nie net te doen met uiterlike vorm nie. Hy was nie net in 'n goddelike vorm voor hy mens geword het nie. Daai woordjie wys na jou natuur. Hoe jy is. Die werkwoordjie van daai woordjie morf is om te transformeer, om iets anders te word. So Jesus was in die vorm of die natuur van God. Hy was regtig God. Dis wat daai vers 6 sê. Hy was regtig God. En dis wat ook Johannes 1 vers 1 dan sê. Hy was regtig God van ewigheid af in sy natuur. Hy was in heerlikheid en majesteit ryk as God. Maar nou is die vraag, hierdie twee versies, dit lyk asof hy van natuur verander het, asof die verse sê, hy het nie meer daardie goddelike gestalte nie. Maar die versie sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, hy het dit nie as iets geag om na te gryp nie, maar het homself ontledig en toe nou die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. So hy was in die gestalte van God en toe word hy nou die gestalte van 'n diensknegt. Hy was God en nou nie meer nie.
Hy het hom ontledig, en daai woordjie is letterlik leeggemaak. Hy het hom leeggemaak. So, dit lyk, het hy dan nou opgehou om God te wees. Hy het homself leeggemaak van sy godheid. Wel, dit kan nie wees nie, want God kan nie verander nie. God kan nie minder God word nie. So, die Jehovah-getuies gaan nou sê, al die enigste oplossing is dan om te sê dat Jesus nie werklik God is nie. Want God kan nie verander nie. God kan nie minder God word nie. Ons kry dieselfde idee in 2 Korintiërs 8 vers 9, waar Paulus ook sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het. Hy was ryk, en toe word hy arm. Beteken dat die rykdom van God kan verminder. Die tweede persoon van die drie-eenheid het armer geword as God. Nou, dis of dit, of Jesus is nie werklik God nie. Wel nee. Natuurlik kan God nie armer word of verander nie. Ons sê, die tweede persoon van die drie-eenheid het mensheid aangeneem sonder om van natuur te verander. Hy het nooit die natuur van sy godheid opgegee nie. Julle sien, ons het mooi onderskei in hierdie versies watter woorde Paulus hier gebruik. Ons het onderskei tussen die gestalte, die natuur van God, en om aan God gelyk te wees in hemelse majesteit, soos God en as God. Hy wat in die gestalte van God was, hy was regtig God, dis een ding, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, dis 'n ander ding. Daar's nie ter sprake van sy goddelike natuur nie. Sy hemelse majesteit as God en soos God. Hy het nie die goddelike majesteit as iets geag om na te gryp nie. Dis vir hy het dit geen roof geag nie beteken. Hy het die bestaan as God en net God en soos God, nie as iets geag waarsonder hy nie kan bestaan nie, as iets wat nie uit sy greep moet gly nie. Hy het dit gewillig opgegee. Nie sy natuur nie, sy bestaan as en soos God. So, dit bring ons dan by die vraag, waarvan het hy hom presies leeg gemaak? Wat is hierdie bestaan in die hemelse heerlikheid as God? Dis nie die gestalte of natuur nie, maar die uiterlike bestaan van God. Wat presies is dit? Waarvan het hy hom ontledig leeg gemaak? Ek dink ons gaan dit eers behoorlik sien as ons sien, wat het hy aangeneem? Wat het hy geword? Om te kan sien, wat het hy leeg gemaak? Hy het nie die natuur van engele aangeneem nie, maar van die mens. Vers 7, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Hy, God self, het 'n mens geword. Nie sy godheid verloor nie, maar daarby 'n mens geword. Dit was geweldig vernederend. Hebreërs 2 vers 17 sê, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, in alle opsigte. Hy het 'n mens geword. Hy het gelyk aan sy broers geword in alles. Vers 8 sê, in die gedaante gevind as 'n mens, met ander woorde, duidelik herkenbaar as 'n mens. Hy is gebore uit 'n vrou, soos almal om hom. Hy het aan sy ma gedrink. Sy liggaam sou doodgaan sonder daardie voeding. Hy het koue gekry, daarom moes sy ma hom in doeke toedraai. Dit was nie net 'n lekker tradisie nie. Jesus sou doodgegaan het van die koue as hulle hom nie in doeke toegedraai het nie. Hy het woordjies begin leer, soos sy brein ontwikkel het. Hy het opgegroei in kennis. Hy het broers en susters gehad. Verbeel jou, hoe sou dit gewees het in daardie huis? Die
broers en susters wat saam opgroei. En Jesus is een van hulle. Hy het geleer om meer en meer vaardig te word met sy hande. Hande wat snye gekry het. Hande wat splinters gehad het. Hy het 'n timmerman geword. Hande wat uiteindelik hard geword het. Hy het honger geword, hy het dors gehad, hy het getreur, hy het regtig moeg geword. Hy het geslaap. Hy het kwaad geword. Altyd sonder sonde. Hy het gelag. En uiteindelik, soos alle mense, hy was bestem om dood te gaan. En dit was vernederend. Hy het hom leeg gemaak van sy hemelse majesteit en 'n mens geword. Hy sê, net voor sy kruisiging in Johannes 17, sy Vader, en nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. So dis daai heerlikheid waarvan Filippense 2 vers 6 praat. Daai om aan God gelyk te wees. Dis daai heerlikheid wat hy gehad het voordat die wêreld was, het hy prys gegee deurdat hy 'n mens word. 'n Skepsel word. Die enig gebore seun, waarlik God, word mens. Die skepper word skepsel. Die een van wie ons psalm sing, hy wat nie sluimer of slaap nie, word een wat moeg word en slaap. Die ewige kom in tyd om gebind te wees in tyd en plek as 'n mens. Hy wat onafhanklik is, het mensheid aangeneem wat suurstof kort en hitte kort en kos kort. Hy het in die wêreld gekom, 'n wêreld wat hom haat, sê Johannes 1. Hy het onreg op onreg voor sy oë gesien, terwyl hy die heilige een is. Hy het vir sondaars gesê, sondaars wat baie keer net so min verstaan het in hulle dwaasheid, het vir hulle gesê, mamma en pappa, in alle respek en eerbied. Hy het saam met hulle gevlug vir 'n mensie wat hom wou doodmaak, die koning. Hy, die seun van God, het saam met sy ouers gevlug vir 'n skepseltjie wat hom wou doodmaak. Hy, die skepper, moes leer lees en skryf. Hy, die begin en einde van alle logika, moes somme leer. En hy het nie net mensheid aangeneem as 'n mens, sy 'n liggaam gekry soos wat dit sou wees voor die sondeval of na sy verheerliking nie. Hy het mensheid aangeneem wat gesit het met die gevolge van die sondeval. Nie sonde hy self nie, maar die gevolge van die sondeval. Soos Jesaja 53 vers 2 en 3 sê, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie. En geen voorkoms. Hy was nie mooi nie. Dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. En soos Romeine 8 vers 3 sê, God het sy seun in die gelykheid van sondige vlees gestuur. Hy het vleis gekry wat gesit het met die gevolge van die sondeval. Hy het hom ontledig, hom leeg gemaak van sy hemelse heerlikheid. Hy het sy rykdom prysgegee. Hy, die koning in 'n krib. Daar by diere. Hy het sy hele lewe geleen en gevra. 'n plek om gebore te word, 'n plek om in te preek,
'n boot om in te preek, 'n dier om op te ry, 'n huis om in te slaap, 'n kamer om in pasga te vier. Hy het gevra vir mense. En daarbey het 'n geweldige groot skuld op hom gekom. In die plek van sy hemelse rykdom, waar hy nooit iemand iets sou vra nie, het hy mensheid aangeneem en daarbey skuld op hom gelaai. Die skuld van die wêreld se sonde. Daarbey het sy verhouding tot die wet verander, toe hy mensheid aangeneem het. Dit is deel van sy leegmaak, die hemelse heerlikheid wat uitgegooi is, waar hy homself gegee het. Hy is gebore onder die wet, sê Galasiërs 4:4. Die wetgewer, wat ook altyd die wetgewer sal bly, het 'n mens geword onder die wet, wat gehoorsaam moes wees aan die wet wat hy self gegee het. Hy moes gehoorsaamheid leer, terwyl hy die een is aan wie almal gehoorsaam moet wees. Hy het saam met sy ouers na die feeste toe gegaan, wat na hom gewys het. Die seremoniële wette onderhou, wat gesê het, hy kom nog. Hy is besny, asof hy 'n sondige hart gehad het. Hy, die enigste een wat werklik die reg gehad het, om op al sy regte te staan, het dit prys gegee om daarvan ontneem te word as 'n dienskneg. Om te dien. En alhoewel die mense hom duidelik aangesien het as 'n mens, het hulle hom nie as sondeloos gesien nie en nog minder as God gesien. Hulle het hom verwerp. En tog was hy die een van wie 1 Petrus 2:22 sê, hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Hy het alles gelei en nog verder homself verneder. Vers 8 sê, in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Hy is uiteindelik kruis toe. Verskriklike vernedering. Die seun van God. Sy bediening begin met, hy is gedoop saam met sondaars. Vir almal wat daar sou staan, daar by Johannes die Doper, sou hulle gesien het, Jesus kom om gedoop te word, soos 'n sondaar, wat afwassing van sondes nodig het. Maar, in plaas daarvan dat hy sonde gehad het en skoon gewas is hy skoon in en die wêreld se sondes op sy skouers daaruit. Hy is beskinder en bespot. Hulle het hom weggejaag soos 'n hond. Hy is verkoop vir 'n paar stukkies silwer, gejag en gevang soos 'n trofee. En hy is uiteindelik voor skynheilige en liefdelose leiers, wat dink hulle weet alles en kinders van Satan onskuldig veroordeel. Hulle het hom veroordeel tot die dood, terwyl hy die een is wat alles weet. 'n Heiden het hom uiteindelik gevonnis. Daai vuil stank van soldate wat nooit tandeborsel nie, so spoeg teen sy gesig, wat oor sy oë en sy wange loop. Hulle het met geweld en haat die stukke vleis uit sy rug geruk en hom getart om nou koning te wees soos wat hy sê hy is. En sy klere is verdeel, hy is kaal uitgetrek. Dis
Hy het dit nie as roof geag, geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar homself ontledig in die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Hy is met onbeskryflike pyn gekruisig. Daar aan die kruis het hy die straf gedra wat ons moes dra, toe hy uiteindelik deur die Vader verlaat is, terwyl hy met 'n oop rug hom probeer optrek teen 'n stuk hout met spykers in sy hande en hakke om suurstof te kry, terwyl hy die een is wat suurstof gemaak het. En sy eie mense het met haat in hulle oë geskreeu, kruisig hom. Is hulle wat hom tot op die laaste gespot het, terwyl hy daar gehang het. Liefdeloosheid, absolute liefdeloosheid. Dis meer liefdeloos as 'n plaasmoord. En dis my skuld. Jesus het mens geword om my te red. 'n Sondaar. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Nou, die 12 artikels en die Heidelbergse Katekismes fokus dan op 'n baie belangrike aspek van Jesus se menswording. En dis die feit dat hy mens geword het uit 'n maagd deur die Heilige Gees. Hoekom is dit so noodsaaklik dat die kerk dit van die begin af so bely sonder twyfel? Hoekom kon die verlosser van die wêreld nie net uit 'n man en vrou gebore word nie? Hoekom 'n maagd? Wel, eerstens, dit moet duidelik en vas staan. Die verlosser van die wêreld kom van God af. Dit moes bo-natuurlik gewees het. God is die oorsaak van verlossing en nie die mens nie. En dis baie belangrik om te handhaaf. Dis altyd hy. En om dit te wys, behoorlik te onderstreep, gee hy sy seun, wat mens word uit 'n maagd. Dis duidelik bo-natuurlik, God gee verlossing. Maar daarbey, en net so belangrik, Jesus kon nie gebore word onder die hoofskap van Adam nie. Hy kon daarom nie uit 'n man gebore word nie. Hy moes die nuwe hoof gewees het en daarbey sonder erfskuld en erfsmet, sonder die skuld van Adam se sonde en sonder die smet totale verdorwenheid wat in sy wese kleef, en daarom moes hy uit die Heilige Gees gebore geword het. Nou, dit beteken nie noodwendig dat mans op 'n manier biologies sonde oordra na hulle kinders nie. Beteken net, die hoofskap van Adam beteken erfsonde trek deur na die hele mensdom toe, uiteindelik deur elke man, onder die hoofskap van Adam. Maar Jesus is nie onder sy hoofskap gebore nie. Hy is onder sy eie hoofskap gebore. Hy is nie onder die vloek van die werksverbond nie. Hy moes vry die nuwe verbond se hoof gewees het. En daarom moes hy maagdelik uit die Heilige Gees gebore word. Sondeloos. Daarom is hierdie leer so verdedig vir eeue. Hy is bonatuurlik gebore, verlossing begin by God, maar hy moes gebore geword het onder sy eie hoofskap, sodat hy die sondelose verlosser kon wees. Selfs net met erfsonde sou hy nie ons verlosser kon wees nie. Daar sommige sektes wat dit leer, dat Jesus erfsonde gehad het, en selfs erfsmet, maar hy kon deur die krag van die Gees dit weerstaan. Nee, Jesus is gebore uit 'n maagd, want hy het nie eers erfsonde nie. Absoluut heilig, rein, sondeloos,
in onskuld. En dit bring ons nou by ons laaste punt. Hy het werklik mens geword in alle opsigte aan ons gelyk. Maar daar's twee groot verskille. Hy was van die begin af, van bevrugting af, in een persoon, twee nature, God en mens. Een persoon, twee nature. Van bevrugting af. En baie belangrik, hy was van die begin af dan, dis die tweede ding, sonder sonde. Soos Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Sonder versoeking ook in homself. Sonder 'n totaal verdorwe natuur. Hy was die babietjie wat gehuil het, maar nooit met een krieseltjie sonde nie. Sodat, soos die katekismes sê, hy met sy onskuld my sonde as baba kon bedek. Hy het nooit getantrum nie, en hy het altyd sy emosies perfek beheer en die regte emosie getoon op die regte tyd, om daarmee my tantrum te bedek. Hy was perfek gehoorsaam aan sy ma en pa, sodat hy met sy onskuld my rebellie teenoor my ouers kon bedek. Hy was die kind vir sy ouers wat ek nooit kon wees nie, of moes ek. Hy was die een wat nie in sy moegheid geïrriteerd geraak het en almal om hom begin sleg sê en afjak nie. Maar hy het in liefde gedien, sodat my sonde deur sy volkome heiligheid bedek kon word. Hy het nooit een enkele vuil gedagte gehad nie, of enige versoeking wat uit hom gekom het nie. Daar sou nooit, as hy die groot billboard in Menlyn gesien het met die tannie met geen klere aan nie, sou daar nooit 'n enkele sondige gedagte in sy kop gekom het nie. Sodat hy my met sy onskuld kan bedek. Hy was die hardwerkende man, wat altyd getrou en regverdig en eerlik in sy werk was, wat ek nooit kan wees nie, sodat hy met sy onskuld my sonde kan bedek. Hy was die man vir sy vrou, wat jy nooit kan wees nie. Sodat hy met sy perfekte heiligheid dit by jou kan bedek. Hy was die predikant en leraar wat ek nooit kan wees nie, sodat hy met sy volkome heiligheid in alles gedoen het, wat hy gedoen het, om my luiheid en lafhartigheid te bedek. Hy was die herder vir sy skape, wat ek nooit en my kinders kan wees nie, om my mislukking te bedek. Ja, 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hy was wat ek nooit kon wees nie, sodat hy my sonde op hom gedra het en sy geregtigheid vir my gegee het, sodat ek reg voor God kan staan. Bedink dit. Bepeins dit. Peins hierdie waarheid. Dis hoe jy stryd in jou sonde. Ja, vlug na Christus toe, vra hom vergifnis vir wat jy gedoen het, maar bepeins dan hoe hy gedoen het wat jy moes doen, want hy is uit die maagd Maria gebore, deur die werk van die Gees. Jy's in hom dan.
dink dat jy is in hom wat in die gestalte van God was. Wat dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword en in die gedaante gevind as 'n mens. Het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Amen.